Amen en amen. Ja, dit is vir my amper so 'n bietjie hartseer, ons reeks is so op die einde. Tweede laaste brief. Dit was regtig vir my nogal insiggewend en lekker geweest om dit voor te berei, en ek het vanmiddag weer so 'n bietjie Philadelphia, het ek weer so 'n bietjie gaan rond soek, en elke keer wat ek soek, kry ek iets, en dit is regtig vir my 'n voorreg geweest. Maar ek wil eers vanaand vir jou lees Openbaring 3 vanaf vers 7. Hy sê, ek skryf van die engel van die gemeente in Philadelphia. Dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutels van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Kyk, ek gee jou uit die sinagoges van Satan, van die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Ek maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehad het. Vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewinge wat oor die hele wêreld kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Kyk, ek kom gou. Hou vas wat jy het sodat niemand jou kroon kan neem nie. Wie oorwin? Ek sal hom 'n pilaar in die tempel van God maak en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel neerdal. Van die hemel van my God neerdal en my nuwe naam. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees vir die gemeentes sê. Philadelphia, die tweede laaste brief van Openbaring. Baie interessant. Die dorpie Philadelphia is opgegrou en iets anders te gebeur met Philadelphia. Die ander dorpe, soos waar die plekkies maar verval het, het hulle aangegaan en uitgebrei en verder gebou. Maar Philadelphia is die enigste dorpie dat nadat hy in mekaar geval het en die goed verweer het hulle op dieselfde plek weer 'n dorpie gestig. Die dorpie se naam is vandag Alla Sheri, wat beteken die huis van God. Baie interessant, daar's net 10,000 inwoners in hierdie dorpie, op dieselfde plek waar Philadelphia was. Die naam Philadelphia beteken letterlik broederliefde. Philadelphia. Dit kom van die koning Atlos, wat van Pergamus afgekom het. Ons ken almal nou vir Pergamus, en hy het die dorpie Philadelphia hier kom stig, so 140 jaar voor Christus. Die goeie ding van hierdie koning Atlos is, dat hy het 'n boetie gehad vir wie hy ongelooflik lief was. En hy het alles in sy vermoë gedoen om vir hierdie boetie te sorg en te sorg dat hierdie boetie, dat dit met hom goed gaan. En toe die inwoners van die dorpie uit respek uit, het hulle die dorpie broederliefde genoem, wat dan Philadelphia is. Baie interessant, tot vandag toe word die dorp Philadelphia gekenmerk deur een ding, raai wat? Broederliefde. Dis 'n dorpie wat in alles wat hulle doen, broederliefde eerste stel. En toe ek dit lees, toe besef ek iets, dis tog wat Jesus sê, hieraan sal die wêreld weet dat jy my disipel is. Waaraan? As ons mekaar sal lief hê. En dit is so half 'n uitnodiging dat ek en jy wat hierdie brief lees, op 'n plek moet kom wat ons mekaar sal lief hê met 'n broederlike liefde, soos wat die dorpie Philadelphia dit gedoen het. Jy sal sien as jy so na die foto's kyk, dit was regtig 'n baie mooi klein dorpie. Dit was so 30 myl van Sardes af gewees. Baie belangrik om dit te weet, want die dorpie was genoem die sendingstasie van Asië. Omdat hy so sentraal geleë was. Hy was 30 myl van Sardes af, 15 myl van Pergamus af, en hy was so sentraal gewees. En die kerk van Jesus het Philadelphia gebruik as 'n sendingstasie, waar hulle al hulle materiale en toerusting kom neersit het, en van daar af uit het hulle dit versprei na die ander dorpies toe. Baie interessant, dis hoekom die dorpie broederliefde het, want die woord van Jesus was dan hier verkondig. Die dorpie Philadelphia
Jy sal sien so tussen die pilare was die dorp met die mees vrugbaarste grond gewees in die hele Klein-Asië. Daar was 'n rede hoekom dit so was. Die dorpie Philadelphia was bo op 'n vulkaan gebou. Interessant, wie dit geweet? 'n Vulkaan. En daarom het Philadelphia baie goeie grond vir wingerde gehad. Eintlik hierdie hele Asië 'n goeie grond vir wingerde, maar Philadelphia was spesifiek baie gewild en baie vrugbaar en het die mooiste en die duursaamste wyne gemaak in hierdie gebied. Die eiendom in Philadelphia was die goedkoopste gewees in die hele Asië. Hoekom? Want dit was op 'n vulkaan gebou. Wie wil nou op 'n vulkaan bly? Maar as jy nie baie geld gehad het nie, en jy wou tog 'n mooi huisie gehad het met 'n mooi tuin, dan het jy Philadelphia toe gegaan, want daar was liefde en daar was broederliefde en die eiendom was goedkoop en dit was sommer net 'n baie lekker plekkie. Philadelphia het ook 'n teater gehad, maar wat hierdie teater interessant maak is, het jy 'n foto van daai teater, dat hierdie teater was een van die grootstes van die dorpe gewees. En hulle kon baie mense hiernatoe kry en nog iets wat hierdie dorpie gehad het, was 'n groot sinagoge. Nou, ons gaan net nou meer hiervan praat. Jy sal onthou dat die Christene was so 'n bietjie uitgeskop deur die Jode. Ek gaan net 'n bietjie meer daaroor praat en hierdie sinagoge was 'n aantrekkingspunt deur al hierdie klein dorpies wat rondom hom was, om die Jode dan in die sinagoges te kry. So 'n vrugbare grond, goedkoop grond, goedkoop behuising, 'n mooi teater, 'n mooi sinagoge, was daarom die ekonomie van die dorp te laat groei, alhoewel dit 'n baie klein dorpie was. En baie interessant, dat Paulus het self die gemeente in Philadelphia gestig. Self gestig. Ou Paulus was daar in Handelinge 19 en in Handelinge 19 het ou Paulus baie uitdagings gehad en hy stig toe die gemeente in Philadelphia en Ignatius, een van Paulus se disippels, het juis Philadelphia gebruik. Wanneer hy Rome toe moes gegaan het hy in Philadelphia gaan stop, het hy in hierdie gemeente gaan bedien en het hy oorgebly in hierdie dorpie en dan het hy verder gereis. So Paulus en 'n paar van die disippels sou gereeld eenmal 'n jaar in Philadelphia 'n draai gaan maak op pad na hulle roetes na die ander dorpe toe. Nou, baie hartseer is dat net soos in al die dorpe was Christendom eintlik taboe gewees. Jy kon nie Jesus ten volle aanbid nie. Dit was nie soos Thyatira wat enige god aanbid kon geword het, solank almal net gelyk is nie. In Philadelphia mag jy nie Jesus aanbid het nie. En wanneer jy Jesus aanbid het, dan moes jy, baie interessant, dan is jy vervoer na Smyrna toe. En dan wie kan onthou iets van Smyrna? In Smyrna was die groot kerkleier Polycarp, wat toe verbrand was en die vuur kon nie naby hom kom nie en die Here het hom toe nou eintlik daardeur gered, maar hy's doodgesteek. So almal wat die Here aanbid het in Philadelphia is Smyrna toe gestuur, waar hulle dan in die teater of vir die leeu's gevoer was of hulle was dan gebrand. So om 'n Christen te wees in Philadelphia, was baie moeilik en jy moes alles in jou vermoë doen om nie uitgevang te word om saam met ou Polycarp daar in Smyrna verbrand te kon word nie. Nou, die dorpie Philadelphia was baie voorspoedig, totdat in 17 na Christus een van hierdie vulkane baie aktief geraak het en het 'n aardbewing gemaak het en die hele stad of die dorpie Philadelphia het in mekaar geval. Wie dit geweet? Baie interessante inligting. Nou, wat dit nou interessant maak is, toe dit hierdie dorpie in mekaar val, het die keiser gekom en hy het gesê, "Sjoe, hierdie dorpie het soveel skade gekry, dat die inwoners van Philadelphia vir 5 jaar nie belasting hoef te betaal nie." Interessant. Want die dorpie moes herbou word. En toe kom hulle na die keiser toe en vra vir die keiser, "Ons soek 'n bietjie geld, ons soek 'n bietjie hulpmiddels om Philadelphia op te bou." En die ou keiser het gesê, "Nee, julle is nie goed genoeg nie. Ek gaan nie die Romeinse geld mors om Philadelphia op te bou nie." En jy kan vir jou oomblik indink, kry gou die prentjie. Hartbeesfontein tref 'n aardbewing en die helfte van die dorp val in mekaar en
Dan kom die president en dan sê hy, "Sjoe, ek gaan dit nie as 'n rampgebied verklaar nie, want julle is minderwaardig. Julle is nie goed genoeg nie. Hierdie dorp het nie 'n sê in die gemeenskap nie." En ek kan net vir 'n oomblik indink hoe die inwoners gevoel het. Alles wat hulle gehad het was hier. Hier het in mekaar geval en die keiser sê, "Sorry, ons gaan nie julle nie help nie." En probeer hierdie inwoners van Philadelphia, omdat hulle broederliefde gehad het, probeer hulle self om hierdie dorpie weer op te bou en hierdie dorpie reg te kry. En ek leer weer hier uit, as daar broederliefde is, maak nie saak wat die mense teen jou is nie, jy kan die onmoontlike vermag. En dit gee my weer 'n bietjie hoop. Sjoe, Hartbeesfontein het op 'n stadium sleg gelyk en broederliefde het by mekaar gekom en het die dorpie reggeruk en weet jy hoe baie kan ek en jy doen wanneer ons net liefde onder mekaar het. Al is die regering teen ons, al is die stadsraad teen ons, wanneer ons saam staan, kan ons baie doen. Maar iets interessant gebeur. 'n Keiser met die naam van Tiberinus het gehoor van Philadelphia. En hy gaan af Philadelphia toe en hy sê vir hulle, ek sal betaal. Ek sal betaal en hulle het Philadelphia opgeruim en reggemaak tot een van die mooiste dorpies. En uit respek uit vir hierdie keiser verander hulle die naam toe in die Bybelse tyd van Philadelphia af na die woordjie New Keizeria. Wat beteken dat daar 'n nuwe keiser gekom, die nuwe keiser het die potensiaal gesien en die dorpie kom herstel. En dit laat my dink, eendag toe daar 'n man gekom, sy naam was Jesus, en het die potensiaal van 'n verlore gaande wêreld gesien en die wêreld kom red en hom uit die donker kom uithaal en 'n wêreld weer nuwe hoop, nuwe lig laat sien terwyl die wêreld gedink het daar's geen hoop nie. Ek het nie vir jou gegroet nie, Floret en Lindy. Hoe gaan dit met julle? Gaan dit goed? En ek wil vanaand vir jou sê, dat as Jesus aan jou kant is, sjoe, met my God loop ek 'n bendestorm. Verder, kan jy vir jouself dink, hoe afgeskeep en hoe minderwaardig hierdie dorpie gevoel het. Dat die keiser nie eers moeite gedoen het om aan hulle te dink nie. Nie eers moeite gedoen het om hulle te help om hierdie dorp te herstel nie. Wat dit verder moeilik gemaak het is, dat die keier Demetrius het daar 'n draai gemaak en hy het agtergekom dat die wingerde baie vrugbaar was. En hy gee die opdrag dat al sy soldate al die wingerde moet verbrand en moet afkap tot op die grond. En is daar 'n verbod ingebring dat daar in Philadelphia geen wingerd mag groei nie, want dit was kompetisie met sy wingerde in Rome, in Italië, en hy wou nie kompetisie gehad het nie. So kan jy vir jouself indink, ons stad is verwoes, niemand gee om nie. Ons wingerde, wat ons ekonomie is en ons bron van inkomste is, word verbrand en word afgekap. Niemand gee vir ons om nie. Sjoe, nie eers die ou keiser Demetrius, wat eintlik 'n goeie keiser was, het vir ons omgegee nie. Maar, die brief begin in vers 7. Hy sê, dit sê ek, die heilige en die waaragtige. Nou kry gou die prentjie. Ons het alles wat ons het verloor. Niemand stel in ons belang nie. Ons voel minderwaardig en ons voel asof ons nêrens inpas nie. En hier kry die gemeente in Philadelphia 'n brief en die Here sê, Jesus sê, ek is die heilige. Ek is die waaragtige. En is asof Jesus net kom en op 'n tyd wanneer hulle dit nodig het, kom sê, julle keiser gee nie vir julle om nie. Die keiser Demetrius is teen julle en die stad het in mekaar geval. Maar ek die heilige, ek die waaragtige, stel in jou belang. Ek het Johannes Patmos toe gestuur en hom verskyn om vir jou 'n brief te kom stuur om te sê, moenie jou oog op die wêreld hou nie. Ek wat heilig is, ek wat waaragtig is, ek gee vir jou om. Ek dink nie aan jou as minderwaardig en as afgeskeep nie. Jesus het sy seun gestuur vir 'n dorpie soos Philadelphia. En vanaand wil ek hê, jy moet hierdie woorde onthou. As jy dalk minderwaardig voel en voel asof niks vir jou uitwerk en asof niks reg is nie. Die heilige en die waaragtige God stel in jou belang. Hy's die enigste een wat in jou belang stel, soos wat 'n vader in sy seun belang stel. En al gee die wêreld nie om nie, die heilige gee om. En dit gee hierdie dorpie weer so bietjie moed. Dit gee hulle weer so bietjie deursettingsvermoë. Dit gee hulle so bietjie krag om te sê, al gee niemand om nie, daar's iemand wat
ons raak sien. Baie interessant, dat Philadelphia se brief het nie een negatiewe woord nie. Nie een negatiewe woord nie. Al die ander briewe, behalwe nog een ander brief, sê die Here, ek het dit teen jou. Jy het jou eerste liefde verraai. Ek het dit teen jou. Maar in Philadelphia het die Here nie een negatiewe woord nie. Hoekom nie? Want die Here Jesus het geweet, hierdie Christene het al genoeg gelei. Hulle was al genoeg te neergedruk en opgetrap. En die Here stuur hulle net 'n brief om te sê, hou goeie moed. En ek wil vanaand vir jou net so 'n bietjie hoop kom gee. Hou goeie moed. Hou goeie moed. Die Here is nog in beheer. Die waaragtige en die heilige gee vanaand vir jou om. En dan kom hy in vers 8, hy sê, ek is die heilige en die waaragtige, die een wat die sleutels van Dawid het, wat oopsluit en wat toesluit, en wat ek oopsluit, kan niemand toesluit nie, en ook andersom. En dadelik het die inwoners van Philadelphia geweet waarvan Jesus hier praat. Jy sien, van Philadelphia se keiser het 'n sleutelvoorman gehad. En die sleutelvoorman, daar word gesê dat hy net so 'n bossleutel gehad het. Man, myne is klein. Hy moes die keiser se paleis en die keiser se kombuis en die keiser se alles het hy oop en toegesluit. En daar word gesê dat niemand naby die keiser kon gekom het as die man met die sleutel nie die deur oopgesluit het nie. En dadelik weet die inwoners van Philadelphia, Jesus sê, "Sjoe, miskien is daar 'n man in Philadelphia wat vir julle alles net wil toesluit en toesluit, maar ek het die sleutel. Ek het die sleutel. En as ek iets oopsluit, dan is dit oop." Onthou gou, die Christene kon nie in die keiser se paleis kom nie, want hulle was minderwaardig en hulle was nie daar om die keiser te aanbid nie. En dan het die keiser se sleutelman die gaatjie oopgemaak en dan het hy deur gekyk en gesê, "O, dis Junior," en dan sluit hy die deur. En Jesus kom en hy sê, "Ek het die sleutel. Ek gaan vir jou oopsluit ver bo kan die keiser se paleis en die keiser se skatte en goed." En dit is asof die inwoners van Philadelphia net weet, "Sjoe, al sluit die wêreld my uit, die Here het vir my 'n sleutel. Hy sluit vir my die nuwe Jerusalem oop. Hy sluit vir my die hemelse poorte oop. Hy sluit vir my die seëninge van die hemel oop. En al wil die wêreld nie met my besigheid doen nie, die sleutel van my lewe is in die hande van die Here." Nog interessant is dat die sinagoge in Philadelphia het aan die Jode behoort. Nou onthou, die Christene was eintlik ook Jode gewees. Maar die Jode in hierdie dorp, soos in al die ander dorpe, het 'n ooreenkoms gehad met die keiser. Hulle hoef nie die keiser te aanbid nie, hulle kan Jesus aanbid. Maar hulle moet dit binne in die sinagoge gaan doen. Maar wat hierdie Jode gedoen het is, wanneer hulle in die sinagoge was, het hulle Jesus aanbid. Maar wanneer hulle buite gekom het, het hulle die keiser aanbid. En hulle het altyd hierdie kompromie gehad. En nou kom die Jode, en wanneer die Christene na die sinagoge wil toe kom, dan sê hulle, nee, julle is nie welkom hier nie, want julle wil nie die keiser aanbid nie. En dan word die sinagoge se deure vir die Jodes toegesluit. Ek wil vir jou sê, daar kom tyd en is nie ver nie, wat die wêreld vir ons gaan deure toesluit. Om elke hoek en draai gaan jy die deur toesluit. Maar die Here wil vanaand vir ons net kom hoop gee dat, sjoe, as die Here die sleutel het, kan die wêreld maar toesluit en niks sal vir jou toegesluit wees nie. Dis asof Jesus sê, jy's altyd welkom by my. Dis asof die Here wil sê, ek is nie 'n aannemer van persoon nie, ek het jou lief net soos jy is. Jy's 'n wedergebore, kom in, kom na my toe, almal wat honger en dors is en wat verlate is, en ek sal vir jou oopsluit. Die Jode was so 'n bietjie lelik met die Christene met Philadelphia. Maar die Here wil hulle net so 'n bietjie kom versterk. En dan kom hy in vers 9 en dan sê hy 'n mooi ding. Hy sê, ek sal vir julle die sinagoge gee met die Satan in, vir hulle wat dink hulle is Jode en dit nie is nie. En wat beteken dit? Dit beteken net eenvoudig dat,
Die Jode het gedink hulle het dit. Die Jode het gedink hulle het alles. Hulle het die sinagoge en hulle kan besigheid doen. En die Here sê, weet jy wat? Hulle het eintlik niks. Eintlik is hulle, soos ek Sondag gesê het, julle dink julle is ryk, eintlik is julle arm en niks werd en kaal en beklaanswaardig. En die Here wil net vir hierdie volks, hierdie Christene kom sê, moenie julle oog gefestig hou op dit nie. Moenie jou oog gefestig hou op dit nie. Hou jou oog gefestig op Jesus. Jy sien, die Jode sou die name van die Christene uit die boekrol of die register van die sinagoge uitkrap as hulle nie die keiser en Jesus aanbid het nie. En Jesus kom net en hy sê, "Sjoe, hulle gaan eendag moet besef dat ek is die waaragtige God. Hulle sal moet eendag besef dat ek is die enigste God. Moenie oor hulle bekommerd wees nie." En ek leer net weer gou-gou 'n nuwe les. Moenie bekommerd wees oor die wêreld nie. Moenie bekommerd wees oor wat hulle van jou gaan sê nie. Moenie bekommerd wees oor wat hulle vir jou doen nie. Hier sê die Here Jesus, hulle dink hulle is die Jode, maar hulle is nie. En ek en jy gaan die oorwinning behaal. Ek en jy gaan oorwinning kry as ons net gaan vashou. En dan sê hy verder, hy sê, ek sal maak dat hulle voor julle sal neerbuig. Nou, dadelik kry ek die prentjie van Josef. Josef is daarna 'n vreemde land toe en hy moet sorg dat almal kos het en dan kom sy boeties daaraan en wat maak sy boeties heel eerste? Hulle buig voor hom. En nou sê hierdie versie, die Here sê, ek sal maak dat hulle wat sê hulle is Jode en dit nie is nie, en hulle wat in die sinagoge van Satan is, ek gaan hulle uitbring en hulle gaan voor jou moet buig. Wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy gaan regeer. Ek en jy gaan heers. Gaan dit nou gebeur? Verseker nie. Maar wanneer ons eendag in die hemel kom, gaan ons krone dra en ons gaan wit klere dra en die vyand sal voor ons moet buig en erken dat ons koning is die Here. Kan jy sien hierdie brief, hoe mooi pas hy in by 2025? Ons het dit swaar daar buite en ons het dit moeilik daar buite, maar hou net goeie moed. Jou vyande sal voor jou moet kom buig. En ek dink die Philadelphia gemeente het net so 'n bietjie hoop gekry. Ek sien hulle so, hulle bors so uitsteek en sê, die keiser worry nie oor ons nie en niemand begeef vir ons om nie, maar hy die heilige en die waaragtige. Hy beloof ons dat ons vyande gaan voor ons kom buig. Dan vers 10 sê hy 'n mooi ding. Hy sê, en ek sal jou bewaar in die uur van beproewings. Nou hierdie ding het 'n geestelike, maar ook so 'n bietjie 'n wêreldse siening. Onthou, hulle het op vulkaniese grond gebly. So wat het kort gebeur? Kort was daar so 'n bietjie 'n aardbewing en kort was daar 'n skudding en nou kom Jesus en hy sê in die eerste plek ek sal jou bewaar. Ek sal jou bewaar. Maak nie saak hoe lyk die wêreld nie en hoor gou die boodskap. Dit gaan nog rowwer word. Die Bybel sê in die laaste dae sal daar pes en siektes wees en oorlog wees en daar gaan 'n klomp goed wees en die Here sê ek sal jou bewaar. Dit wat na jou kant toe kom, ek sal jou bewaar. Maar die Here het ook vir hulle die versekering gegee dat hy's met hulle. Dat hy's by hulle. Al wil die keiser hulle doodmaak en al wil almal teen hulle wees, die Here sê ek sal jou bewaar. Sy kinders verlaat hy nooit. En ek wil hê jy moet ook net soos Philadelphia so 'n bietjie moed kry en bietjie net vandag so 'n bietjie wind in jou seile kry om te weet die Here sê hy gaan jou bewaar. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want die Here het gesê hy sal my bewaar. Al kom daar aardbewings en al kom daar vulkaniese uitbarsting in Philadelphia, het die Here hulle die versekering gegee in die eerste plek, ek sal jou bewaar. En vanaand wil ek vir jou sê, hou goeie moed, die Here gaan jou bewaar. En dan gaan hy verder, hy skryf in vers 11, hy sê, hou vas, sodat niemand jou kroon kan steel. En ons hoor dit in elke brief. Dit is asof die Here 'n klomp goed vir hulle sê en dan sê hy net op die einde, hou net vas. Hou net vas. En ek dink as ek Openbaring se briewe moet opsom in een sin, is dit dat die Here wil sê, hou net vas. Hou net vas. Sodat niemand dit wat jy het
by jou kan steel nie. Niemand dit wat jy het by jou kan vat nie. Hoekom nie? Vers 12. Wie oorwin, sal ek hom 'n pilaar in die tempel van God maak. Sjoe. En ek het gaan rondkrap. Wat beteken dit? En daar's 'n paar verduidelikings, maar die een wat die meeste sin maak in Philadelphia. Onthou toe die aardbewing kom, Eildit net nou so 'n prentjie gehad van die tempel. Dit 'n paar van die pilare omgeval, maar almal het eintlik verder regop bly staan. En nou kom die Here en hy sê, weet jy wat? In hierdie laaste dae, as jy gaan vashou en gaan uithou en gaan backhou en jy gaan doen wat jy moet doen, gaan ek jou 'n pilaar maak. Wat doen 'n pilaar? Hy staan vas. Al kom die aardbewings, die pilare staan vas. Al kom daar vulkane, die pilare staan vas. En die Here wil vanaand vir my en jou sê, hy sal ons laat vas staan te midde van die storms. Hy gaan laat ons soos 'n skuilings wees, want onthou toe die aardbewings kom, het die meeste mense sê hulle na die tempel toe gaan hardloop en het hulle om die pilare gestaan, want hulle het geweet die pilare is veilig. En die Here wil sê, ek wil jou veilig hou. Ek wil jou standvastig hou. Ek gaan maak dat die wêreld na jou toe gaan kom in die laaste dae vir beskerming en beskutting. En die Here sê, as jy vashou, sal jy nie omval nie. Sjoe, is dit nie mooi nie? En dadelik weet Philadelphia, die Here praat van hulle oor, dat hy 'n rots deur die eeue is, dat hy bly vas staan, dat die Here met hulle is, dat hulle nie sal wankel nie, dat hulle soos 'n rots sal staan ten spyte van wat om hulle aangaan. En ek bid en ek sê, ag Here, maak ons gemeente pilare vir Jesus Christus, wat in die laaste tye sal vas staan, sodat die kerk van Jesus staande kan bly. Maar ek leer nog iets, dat hierdie pilare was uit rots uitgemaak en uit marmer. En weet jy waarheen het die mense gehardloop toe die aardbewing kom? Na die rots toe. Weet jy waar moet ek en jy heen hardloop in ons tyd van ons ellende en van ons moeilikheid? Na die rots toe. Na die rots toe, wat bly staan en wat ewig staan en wat die kerk van Jesus Christus regop gaan hou. Not even the gates of hell will prevail. En as jy kan vashou aan Jesus en kan vashou aan die rots dan maak hy jou ook sommer een van daardie pilare. Dit beteken jy gaan uitstaan. Daai pilare is 'n paar duisend jaar oud. Hulle staan regop. En dan sluit hy die brief af. Hy sê, en ek sal hom 'n naam gee, 'n nuwe naam wat bo op hom geskryf staan. Nou onthou nou, die dorpie se naam was Philadelphia en toe word dit Nuwe Keisaria en nou is dit Al-Asri, die huis van God, en kort verander hierdie dorpie se naam. En die Here sê, ek sal jou 'n naam gee wat vas staan. Al verander al hierdie dinge om jou, al verander Philadelphia se naam, sê die Here, bo op jou gaan ek 'n naam staan wat in ewigheid nie kan verander nie. Die rots van die eeue, Jesus Christus, die verlosser, die een wat weer gaan terugkom. En die Here sê, ek gaan bo op jou 'n naam sit. Sjoe. Nog 'n ander betekenis was, dat as jy hierdie pilare wat nou regop staan, as jy dit mooi gaan ondersoek het, sou jy gesien het, daar was 2 stelle name bo op hierdie pilare uitgeskryf. En die eerste storie, almal wat dood is in Philadelphia met hierdie aardbewings, se name was op die pilare uitgegraveer. Sjoe, want as jy sterwe, dan sterf ek in Jesus Christus. En ek staan vas. Maar ook almal wat helde was en wat mense gehelp het in die aardbewings en wat regtig soos 'n Here opgetree het in hierdie aardbewings, se name was hier op 'n ander pilaar geskryf. En dit is asof die Here wil sê, ek sal jou 'n naam gee. Jy's 'n hero. Sê gou vir die persoon langs jou, weet jy wat? Jy's 'n hero. Sien, Philadelphia het gesê, julle is minder waardig, julle is nie goed genoeg nie, ons gee nie vir julle om nie, ons gee nie om wat met julle gebeur nie, en die Here sê, weet jy wat, ek gaan jou naam op die pilaar in die hemel skryf, want jy is vir God belangrik. En al vergeet jy alles wat ek in hierdie paar weke gesê het, onthou net 2 dinge, hou vas, jy is vir God belangrik.
So belangrik dat hy sê, daar in die nuwe Jerusalem gaan daar pilare wees en sjoe, Sanchin, jou naam gaan daar op staan. Hoekom? Omdat Sanchin so oulik is? Ja. Want sy het deurgedruk, sy het vasgehou, sy het nie gewankel nie, sy het nie ander gode aanbid nie, sy het deurgedruk en die Here sê, sjoe, jy's 'n held. Ek moet jou salueer, wat kan ek doen? Ek gaan jou naam skryf op die pilaar. En dit is alles net figuurlik en, maar hoor gou. Die Here wil vanaand vir jou sê, as jy gaan uithou, aanhou en gaan vashou en gaan deurdruk, gaan sy naam bo op jou wees. Onthou jy, ek het so rukkie terug gepreek oor die banier van die Here. Sy naam is 'n banier wat bo oor jou uitgesprei is en wanneer hulle oorlog gehou het, dan het die voorste perd geloop en gesê, hierdie is God se volk en die banier het gewapper. En die Here wil vanaand sê, jou naam gaan soos 'n banier op die pilare van die tempel geskryf word. Niks negatief nie. Hy sê eintlik, julle is klein, julle is min, maar julle het vasgehou. Is dit nie mooi woorde nie? En ons sluit hierdie week wat kom, en ek het nou die naam vergeet. Wat is die laaste boek se naam? En dit is my gunsteling. Ek weet ek sê dis elkeen is my gunsteling, maar die laaste boek is regtig my gunsteling. En dan gaan ons hulle bietjie saamvat en ek gaan Sondag bietjie met jou praat oor om jouself te bietjie te beproef, om bietjie in die spieël te kyk, om te kyk hoe lyk ek. Wanneer ek hierdie briewe lees, dan sê ek, Here, help my. Ek wil nie meer kompromieë met die wêreld sluit nie. Ek wil nie een voet in die wêreld wees en een voet in my geloof wees nie. Ek wil vas staan. Ek wil uitstaan. Ek soek ook die Here se naam bo op my. Ek wil ook soos 'n rots en 'n pilaar uitstaan. Weet jy wat? Jy het nog die geleentheid. Jy het nog die geleentheid. Ek weet nie of julle baie van Charisma se lidmate ken nie. Die koster by Charisma, sy het bedank so jaar terug, was Tannie Martie Swanepoel. Wie daar geken? Gisteroggend staan sy op en sy vat haar kleinkinders skool toe en sy kom terug en sy sterf van 'n hartaanval, net so. Sekondes en sy is oorlede. Een van ons kliënte wat by ons blomme koop, stuur gistermiddag vir my 'n WhatsApp, sê, het jy gehoor my ma is oorlede? Ek sê, maar is onmoontlik, ek sien baie goed op haar status. Sy het opgestaan, vir haar man gesê, sy voel nie lekker nie, in mekaar gesak, sy's dood. Dis nie die ou mense wat eerste gaan nie. En hierdie briewe kom waarsku my net so bietjie, sjoe, hou vas. Ek beloof jou, Tannie Martie het nie opgestaan en gesê, vandag lyk vir my 'n goeie dag, ek gaan hemel toe nie. Ons kies dit nie. Maar ek en jy wat vanaand hier is, Philadelphia het geen negatiewe woord nie, maar die ander briewe het klomp, ek het dit teen jou, jy het jou liefde verlaat en jy's besig om koud te word en ek bid net vanoggend en ek sê, ag Here, mag ek ook 'n skoon rapport by Jesus kry. Geen negatiewe woord nie. Is dit moontlik? Ons moet daarna streef. Jesus sê, wees heilig en wees volmaak, want ek is heilig en volmaak. En moet ons daarna streef. Is dit maklik? Sjoe. Ek het gister, trek ek weg en ek gaan vir 3 dae vas en gisteraan toe sê ek, ag gee my net 'n stukkie brood. Dit was 'n moeilike dag en ek wil net ietsiekie eet en Ilse sê nee, ek vas en sy druk deur en toe ek klaar daai stukkie brood geëet het, toe sê ek, ag jou lafhart, plaas het jy net deurgedruk en hou vas, sodat niemand jou kroon kan steel nie. Here, baie dankie. Net vir bemoediging vanaand wat sê, al dink die wêreld niks van ons nie, die waaragtige en die heilige gaan sy naam bo op ons skryf en hy gaan ons 'n pilaar in die nuwe Jerusalem maak. Here, dankie dat ek kan hoop kry. Dankie dat ek kan weet dat God is met my en as God met my is ek meer as 'n oorwinnaar. Here, help ons om vas te hou. Help ons om uit te hou. Here, want ons weet nie wanneer dit die laaste uur is nie. En ek bid, Here, dat U met ons sal wees en dat U ook eendag vir ons 'n skoon rapport sal gee. Is my gebed in Jesus naam. Here, dankie dat ek ook vanaand vir Aletta kan kom bid. Here, sy was vandag vir 'n operasie en ek wil bid, Here, dat U die genesingsproses ook spoedig sal maak, dat U haar sal gesond maak en dat U ook die pyn sal minder maak. Here, dankie dat ek ook vir hom Nikkie kan bid. Om Nikkie is ontslaan en hy's by die huis en vanmôre te sê om Nikkie, ag pastoor, ek voel alweer net so ellendig.
En ek wil nou kom bid, Here, dat U nou by hom netjie sal kom stil staan. Here, dat U hom sal kom sterk maak, dat U daardie liggaam sal kom aanraak, Here, want deur die wonde van Jesus is daar vir ons genesing. En Here, elkeen wat vanaand sê, ek het Jesus nodig, wil jy nie 'n God van naby wees nie, want Here, U is dit, en wees die ek is, en raak hulle aan, en wees ook dan 'n God van nabyheid. Is my gebed in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen.